Lesing kom uit Hebreërs 11. Hebreërs 11, die eerste 6 verse. Wat geloof is. As ons die plek het, kom ons sluit net die oë en ons vra ook die Here om self met ons te kom praat. Ons Here Hemelse Vader, Here waar ons ook lofliedere tot eer van U gesing het, Here waar ons ook gesing het dat ons skuldig voor U staan, Here maar ook waar ons gesing het, Here dat daar vergifnis is, dit wat van U afkom. Here, ons kan vir U net sê dankie. Vergifnis is die grootste geskenk wat die mensdom ontvang het. Die lof kom U toe, Here, ons sê vir U dankie. Dankie Here vir 'n wonderlike geleentheid om die woord oop te kan maak. Here, om daar uit te kan lees, dat U deur die Gees met ons kom praat. Ag Here, 'n gebou waarin ons aanbid, dat mense by mekaar kan kom, die kinders Here, om te hoor dat U wil sê dat U met ons kom praat, Here, dat U met ons kom bemoei. Here, dankie vir daardie goedheid, Here, wat die omstandighede ook al mag wees. Here, ons weet, U is daar. Here, waar daar siekte is, waar daar swaar kry, waar daar nood is, waar daar leed is, Here, daar is U teenwoordig. Here, dankie. Ons bid ook so vir die Here wat vanmôre nie hier kan wees nie, as gevolg van omstandighede buite hulle beheer. Vra Here dat U ook daar in hulle harte hulle rustig sal maak. Here, ook weet U is naby aan hulle. Ook daardie siekes, Here. Wees U met elkeen van hulle. Raak hulle aan in besonder. Here, kom praat vanmôre met ons. Sterk ons geloof, Here, in U. Gebruik my, Here, tot eer van U. Ek vra dit in die naam van Jesus, ons verlosser, en sê vir U dankie. Amen. Hebreërs 11, vanaf die eerste vers. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers van wie hulle geloof, dat daaroor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons gesien het nie. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abels geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is, want God het sy offers aangeneem en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het en hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word daar getuig dat hy voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek, beloon. Ons lees net tot sover. Die tema van die erediens is geloof. En Paulus kom in hierdie gedeelte en hy kom vat elke kind van die Here, elke gelowige, elkeen vanmôre hier, hy kom vat ons by die hand en hy stap deur ons deur Hebreërs. En hy kom stap nie net deur Hebreërs nie, maar ook deur die hele Bybel, want hy haal vele tekste uit die Ou Testament aan. Wat God se woord is, wat so belangrik in die lewe vandag is. Die Ou Testament, die boeke is nie toegemaak nie. Dis nie toegemaak nie, dis nog steeds van toepassing ook op die Nuwe Testament, en die antwoorde van die Nuwe Testament kry ons ook in die Ou Testament. Reg hier in die inleiding is dit eintlik 'n oproep vir die leser van hierdie boek om die geloof vas te staan, dat die geloof van hierdie mense versterk sal word, en dat Jesus Christus die hoëpriester is, veral in hierdie tye waarin ons nou leef, dat ons Jesus Christus sal ken en erken as ons geloofsvader, as ons Here wat in die hemel is. Die Here wil ons aanmoedig om vas te staan in die geloof, om nie te wankel nie. In die Bybel of in die gedeelte wat ons gelees het, word vele geloofshelde voorgehou. Hulle is voorbeelde van volharding, ten spyte van probleme wat hulle in hulle lewe ervaar het. Volhard hulle in lyding. En volharding en lyding kom alleenlik deur geloof. Dit is onmoontlik vir 'n mens om te volhard onder lyding as ek nie geloof in die Here het nie.
in die Here Jesus Christus. Psalm 110 kom sê vir ons, hy kom beeld dit so mooi vir ons uit, waar hy sê is, kom sit aan my regterhand, en ek sal jou vyande aan jou onderwerp. Daar word van Jesus gepraat. In vers 4 van Psalm 110 staan geskryf, jy sal altyd priester wees in die priesterorde van Melchisedek. Dit kom ook hier in Hebreërs 11 voor, ons het dit nie gelees nie. In vers 7 sê hy, u sal die oorwinning behaal. Jesus Christus sal die oorwinning behaal, en ons sal die oorwinning saam met hom behaal. Dat Jesus Christus die Seun van God is, lei geen twyfel nie. Die woord van die Here bevestig, absoluut. Hierdie gedeelte in die Ou Testament kom net weer eens om ons geloof te versterk in die Here Jesus Christus, om te weet hy is die Seun van God. As ek die woord van die Here nie lees nie, hoe kan ek glo in God? As ek nie kennis het van Jesus Christus nie, hoe kan ek in hom glo? Hoe kan ek weet wat die waarheid is? Op die konstruksieterrein waar ek werksaam is, het 'n jong man in seker in sy 20's, gevra, watter ding is daar in die kerk, waar hulle wyn drink en brood eet? Wat is dit? Dit is duidelik dat hierdie jong man geen kennis het nie, dat hy die woord van die Here nog nooit oopgemaak het nie, of dat hy nog nie in die kerk was nie. Wat beteken hierdie? Wat is hierdie brood en wyn? Hoekom drink hulle dit? Hy getuig van onkunde, en die enigste taal wat hy sê wat hy ken, is konstruksietaal. En konstruksietaal is gekryde taal. Gaan luister maar op 'n konstruksieterrein, watter taal daar gebruik word. Dit is gekryde taal. Dis al wat hy ken, gekryde taal. Ons kry ons kennis, ons geloof, put ons uit die woord van God, uit die woord van die Here wat ons kan lees. Vers 3 van hierdie geleesde gedeelte sê, omdat ons glo, weet ons glo die geloof, omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. En hoe mooi en hoe treffend word dit nie in Job 38 uitgebeeld nie, toe Job vir God aangevat het oor sy lyding, het die Here God hom so mooi en paslik geantwoord, en daardie antwoord kom ook nogal uit die Ou Testament uit. Hy vra vir Job, hy sê, Job, waar was jy? Toe die fondamente van die aarde gelê is, waar was jy? Waar was jy, Job, toe die wêreld gemeet was? Was jy daar? Waar was jy? Toe die voetstuk van die wêreld neergesit is, was jy daar, Job? Job, en wie het die see opgedam? Wie het aan die water sy perke gestel? Job, kan jy vir die môre sê, kom, weet jy waar die oggend vandaan kom? Job, weet jy waar die haal opgegaar word? Dis net 'n paar van die antwoorde wat hy gegee het. Het sal te lank vat om alles te lees. Dis net 'n paar voorbeelde. Maar die wonder van God, ons kan glo. Die woord van die Here sê dit vir ons, en die Here God beeld dit so mooi uit, dat hy leef, en dat hy die skepper is. Want dit bevestig God se almag en sy grootheid ook in hierdie wêreld. Die hele Bybel wil juis hê dat ons geloof versterk moet word, dat ons moet glo, en nie die antwoorde altyd moet soek en betwyfel en sê, Here, maar is hierdie waar wat ek nou gelees het, is dit waar? Of wat beteken dit? Soos hierdie jong man, wat is die nagmaal? Wat beteken dit eintlik? Hierdie hele skepping is deur God gevorm, in totaal, met woord en daad. Ons lees van die helde van die Ou Testament, verder aan soos meer gelees het, ons het net so 'n paar uitgelig daar. Almal van hulle was as regverdig gereken, nie as gevolg van hulle werke nie omdat hulle goeie mense was nie, hulle was nie beter as ons nie, maar as gevolg van hulle geloof in God, was hulle geregverdig. Die Here het nie vir hulle gesê, die pragtige ding, dis mooi en dis mooi en dis mooi, en omdat jy nou so mooi gewerk het, en omdat jy so mooi was, gaan ek vir jou in die hemel toelaat nie. Het gesê uit geloof, alleenlik deur geloof, is hierdie mense geregverdig. Die ongelowige Thomas het dit uitgeroep, nadat hy sy vingers in Jesus se hande gedruk het, en sy hand in Jesus se sy, het hy gesê, my Here en my God.
Vir die eerste maal het hy tot die besef gekom met wie hy eintlik te doen het hier. Hy het dit nooit besef nie, hy het dit nooit deurgedring tot hom dat hierdie die seun van God is nie. Hy het hier in die teenwoordigheid van die lewende Here gekom, toe hy besef, Here, dit is U, ek glo nou. En die Here Jesus het vir hom gesê, Thomas, salig is hulle wie nie gesien het nie, maar tog geglo het. Het ons gesien toe God die wêreld gevorm het? Het ons gesien toe hy die mens gemaak het? Het ons gesien toe Jesus aan die kruis gesterf het? Dat hy opgestaan het, dat hy lewe het, ons het gesien dat hy die dood opgestaan, ons het dit nie gesien nie. Maar die woord van die Here sê dit vir ons in die gees van God in ons harte, oortuig ons daarvan. Dis geloof, alleenlik deur geloof kan ons dit glo, as daar nie geloof was nie, het ons dit nie geglo nie. Die geloof van Jesus Christus, dit moet aansteeklik inwerk op ons geloof. Hierdie geloof van Jesus, hy wat homself sonder enige weerstand, het hy hom oorgegee aan hierdie soldate daar in die tuin, om gekruisig te word. Sonder enige weerstand. Hy het nie gevrees nie. Hy het geweet sy Vader sou hom opwek uit die dood uit, hy het geglo in sy Vader in die hemel, hy het vertroue gehad, hy het gesê, my Vader, ek weet, U leef, en U stuur my om hierdie lydensbeker te drink, en ek sal dit doen, en daar was vrees in sy hart vir die pyn en die lyding wat hy moes deurmaak, maar Jesus het die dood nie gevrees nie. Hy het geweet, hy moet die dood oorwin, en daarom moes hy opstaan, en hy het geglo, en hy het vertrou op sy Here in die hemel. Jesus Christus het die dood nie gevrees nie, al het hy neergedaal in die doderyk, want hy moes neerdaal om daardie hekke van die doderyk oop te breek, sodat daar geen gevaar, geen bedreiging meer vir ons hoef te wees nie. Dit is daardie geloof wat in ons harte moet brand, wat ons moet koester. Daarom is dit so belangrik, broer en suster, dat ons mekaar ten alle tye sal bemoedig en aanmoedig. Kinders van die Here sak ook uit, kinders van die Here se geloof kry 'n knak en hy kry 'n knou. En dit is so belangrik dat ons as kinders van die Here mekaar sal aanmoedig en sê, maar staan vas, ons Here leef. En hierdie dinge gebeur, dit gebeur oor ons, dit kom op ons pad. Die lewe is nie net sonskyn, maanskyn, rose, voorspoed nie, glad nie. Maar ons Here leef. Ons moet mekaar ondersteun. Wanneer die Bybel praat van 'n skaar verlostes wat ons aanmoedig langs die pad, dan is dit nie net gemeentelede of ander Christene nie, maar ook hierdie geloofshelde in die Bybel wat ons lees. Dat ons die woord van die Here kan oopmaak en sien. Ons kan nie hoor wat hulle sê nie. Ons kan nie hulle sien die werk wat hulle gedoen het nie, maar ons kan lees van hulle. Hierdie geloofshelde in die Bybel waarvan gepraat word, hulle kan vir ons 'n voorbeeld wees. Hulle het op God vertrou. Ten spyte het hulle op God vertrou in alle opsigte. Hulle het nooit tou opgegooi nie, want hulle het geweet, hulle hulp kom van die Here af. Ons kan van hulle dade in die Bybel lees, maar wanneer jy 'n wonderlike ontmoeting met die Here Jesus Christus gehad het, dan steek jy die geloof aan. Wanneer ons daardie ontmoeting met die Here gehad het, dan is dit soos 'n vonk in 'n kruitvat, dit is 'n ontploffing, waarin ek kan sê, my Here, ek weet U leef, en omdat U leef, Here, kan ek U aanroep, onder alle omstandighede. Ek kan in daardie terrein gaan waar daar gevloek word, ek kan daar gaan en ek kan die Here se naam groot maak, ek kan sy lig laat skyn, en ek weet nooit, ek kon nooit verstaan, en ek kan dit nog nie verstaan, waar daai mense, as hulle vloek om vir my te sê, jammer Fanie nie, ek is so jammer ek het gevloek, ek is nie die Here God nie, ek het foute, ek het sondes van my eie, maar ons kan die lig van die Here Jesus laat skyn, daar waar elkeen van ons is, daar waar ons werk, waar ons speel, waar ons kuier, kan die woord van die Here uitgedra word, kan sy lig laat skyn. Hierdie geloof van die Here Jesus self groei in ons, soos 'n aansteeklike siekte, klou dit aan ons vas, en ons kan nie daarvan ontslaa eintlik raak nie, want ons wil dit nie ontslaa raak nie, want dit bring ons so naby aan die Here. Dit verander ons in totaal, dat ons wil wees soos wat die Here is. Daarom word Jesus in
in die Hebreërsboek uitgebeeld as die bron van die ewige saligheid, die bron van die ewige saligheid, of die voorloper, of 'n baanbreker, 'n leidsman, 'n volëinder. Ja, Jesus Christus skep hierdie geloof in ons. Hy skep dit, niks anders nie. Deur die werk van die Gees van God wat in ons is, skep hy ons hierdie geloof in ons. Hy versterk dit, hy verdiep dit. Hy verdiep dit so, dat dit wortel skiet in ons lewens, dat ek nie daarsonder kan uitgaan in die oggend uit die huis uit nie, en in die aand kan ek my oë nie toemaak om te gaan slaap nie. Ek moet eers met die Here praat. Ek moet in die dag, gedurende die dag moet ek met die Here praat. Omdat daardie wortel so in my is, dit groei in ons. Hy steek dit aan in ons. Ons moet net naby aan die Here bly. Ons moet nie wegdwaal nie. Hy moet wees in ons mond, in ons hart, in ons verstand, in ons begeertes, ons woorde en ons dade. Daar moet die Here Jesus wees, juis om hierdie geloof te versterk. Die Here Jesus moet altyd by ons bly. Die Here Jesus, die geloof, sal so in ons brand, dat ons nie anders sal kan, as om die lof, die eer en die heerlikheid aan God te bring nie. Die almagtige God wat sy seun nie gespaar het nie, dat ons lof aan hom sal bring. Daar is egter 'n verskil tussen Jesus Christus en hierdie geloofshelde in die Bybel. Daar is 'n verskil tussen hulle. Hierdie ander gelowiges, hierdie gelowiges is dood. En dit wat ons lees van hulle is wonderlik en ons kan hulle probeer navolg. En is wonderlik, maar hierdie geloof van Jesus is meer as net 'n voorbeeld. Hy is die kragbron van ons geloof. Jesus is die kragbron van ons geloof. Dis daardie vonk wat ons net van gehoor het. Die vonk in ons wat ons aansteek om te ontplof vir hom. Jesus is ons waarborg dat ons in die geloof sal vasstaan. In die geloof sal vasstaan tot eer van die almagtige God. Broer en suster, ons moet leef met die oog gefestig op Jesus. Ons moet daarteen waak dat ons nie van hom af wegdwaal nie. Dat ons nie weggly van hom af nie. Want dan staan die gevaar dat ons lou sal word, dat ons miskien koud sal word. In Openbaring 6:3 staan daar geskryf: Was jy maar koud of was jy maar warm, maar omdat jy lou geword het, sal ek jou uit my mond spieg. Ons moet daarteen waak, dat ons naby aan die Here elke dag beweeg en langs hom loop en met hom kan praat. Wanneer ons mismoedig word, laat ons Jesus gaan opsoek ook in die Bybel. Laat ons gaan kyk, wat sê die woord van God hieroor? Want die Here kom praat met ons en hy kom bemoedig ons deur die woord van die Here. Nie net deur gelowiges om ons, hierdie skaar van gelowiges om ons nie, maar ook deur die woord van God. Kom die Here, die Bybel, en hy kom praat met ons. As ons mismoedig, siek, bekommerd is, laat ons krag put uit die woord van God. In Romeine 16 vers 31 staan geskryf: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Glo. Jesus het vooruit gegaan. Hy het alles oorwin. Hy het alles oorwin, nie net die dood nie. Hy is koning oor die heelal. Tot die dood toe was hy getrou gewees. Tot die dood toe. Hy het sy beloning ontvang. Hy sit aan die regterhand van God die almagtige Vader. Hy het sy beloning ontvang. Glo u dat Jesus Christus die Seun van God is? Glo u dit dat Jesus die Seun van God is? Glo u dat Jesus Christus een met God is? Glo u dat Jesus Christus aan die kruis gesterf het? Glo u hy het gesterf vir ons sondes en dat hy opgestaan het en hy leef sodat ons kan leef? Glo u dit? En indien die antwoord ja is, dan wil ek die vraag vra: wat doen u aan daardie geloof? Wat doen jy met hierdie brandende begeerte nou in my hart, dat ek 'n kind van die Here wil wees, en dat dit is, doen ek iets daaraan? Het ek al gesê, maar ek wil graag diensbaar wees vir die Here, ek wil graag iets vir hom doen, gebruik ek hierdie gawe, hierdie genade, wat die Here gratis aan my gegee het, hierdie geloof in Jesus, gebruik ek dit, tot eer van hom? Wat doen ons met daardie geloof? Hou ek dit vir myself? Sit ek dit onder die maatemmer? Bære ek dit? Sê Here vir 'n later dag, maar intussen dit glo ek maar net in U. Wat sê die Here daaroor? Hy
Hy sê ons moet hom loof en prys. Hoe kan ek swyg? Hoe kan ek swyg oor hierdie goedheid en hierdie genade van die Here? Vrydag is Paasfees. Vrydag is die kruisiging van Jesus. En Vrydag drink gebod en nagmaal gebruik in die kerk van die Here Jesus. Is daar 'n behoefte? Is daar 'n behoefte in ons hart om saam met die kinders van die Here gelowiges saam te kom om die nagmaal te gebruik, waar jy ook al mag wees? Miskien is jy nie in ons Londen nie, miskien is jy uitstedig. Is daar die begeerte daar? Het ek voorsiening gemaak daarvoor? Het ek voorsiening gemaak dat ek die nagmaal daardie dag kan gebruik? Here Jesus het voorsiening gemaak vir ons. Hy het die hemelse deure vir ons oopgemaak. Hy het voorsiening gemaak. Maak ek voorsiening? Is daar 'n brandende begeerte om hier te wees? Of is dit maar uit gewoonte? Of is dit 'n lang naweek? Bly maar weg, ek wil by rus. Hierdie is 'n feesmaal. Dit is 'n feesmaal waarby ons kan aansit saam met ander gelowiges en lof en eer aan die almagtige God kan bring. Jesus Christus het hierdie lydingsbeker vir ons kom drink. Ek moet myself vra, lewe ek naby genoeg aan Jesus? Lewe ek naby genoeg aan Jesus om die nagmaal te gebruik en om met 'n dankbare hart daardie nagmaal te gebruik en dan vir die Here te sê, dankie. Dankie Here vir u vergifnis. Dankie vir die leiding wat u gelei het vir my. Kom wees deel van Jesus. Soos wat dit in Johannes 6 opgeteken is waar hy gesê het, kom eet van my liggaam, kom drink van my bloed, sodat julle deel van my kan wees. En as dit gebeur, as ek dit jubel en vir die wêreld wil vertel, dan kan ek getuig. Dan kan ek getuig en ek kan dit uitjubel. Waar ek ook al beweeg, kan ek sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het, wat neergedaal het na die hel en wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en ek glo in 'n ewige lewe. Dit is wat ons kan jubel, want die Here Jesus het vooruitgegaan. Hy het vir ons die pad oopgemaak, dat ons hom kan loof en prys, dat ons saam kan aansit aan die tafel, dat ons dit kan glo, dat ons kan glo ons Here leef. Amen. Ons Hemelse Vader, Here, baie dankie weer eens vir die wonderlike woord. Here, dankie dat U dit bevestig in ons harte, dat U leef. Here, mag gebruik ons, lei ons, help ons, Here, om hierdie liefde en hierdie geloof vir U uit te kan leef, sodat U verheerlik sal word in ons lewens. Seën ons, Here, seën elkeen, Here, wie moet verlof gaan, wie moet vakansie gaan, wie uitstedig sal wees. Maar Here, hou die hand van bewaring oor hulle. Ek bid, Vader, dat U elke stuurwiel in die hande sal hou, dat jy hulle veilig by hulle bestemming sal bring, weer veilig huis toe sal bring. Ons vra hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus en ons dankie daarvoor. Amen. Ek kry geleentheid om die Here te dien.